Nou die tema vir vandag is, kan jy God vertrou? Vraag al vir die ou langs jou, kan jy God vertrou? Dit is groot woorde hierdie, kan jy God regtig in jou lewe vertrou? Dit klink so maklik en eenvoudig om ja te sê, maar partykeer verskriklik uitdagend as ons uitdagende tye beleef. Nee, dis maklik om te sê, ek vertrou God as dit goed gaan, maar as dit taaf gaan, dan sê ons baie keer ek vertrou die Here, maar ons lewe wys soms iets anders. Nou, ek wil hierdie ongelooflike storie met julle deel oor hierdie twee manne wat albei in die hospitaal was en in dieselfde kamer gelê het. So dit was 'n 2-bed kamer in die hospitaal. So hierdie een pasiënt het langs die venster gelê met akute longkwaal, longprobleem. So hy was al baie lank in die hospitaal. Maar hy het op sy bed gelê en hy kon net sy kop draai want hier was aan sy linkerkant 'n groot venster. So hy kon uitkyk na buite toe, maar reg oor hom aan die oorkantste kant van die kamer was nog 'n pasiënt wat ook permanent gelê het en hy het nie 'n venster gehad nie, hy het 'n muur weerskante van hom gehad. Nou nie een van hierdie twee manne kon opstaan en rond beweeg nie. Maar die man by die venster met die longkwaal is toegelaat om vir 'n uur 'n dag in die oggend het hulle hom bietjie gelig dat hy kan uitkyk en baie mooi sien buite. En dan het die pasiënt wat nie kon sien nie, wat oorkant hom lê, vir hom vertel, of vir hom gevra, wat sien jy? En dan het hy vertel van, dis die mooiste park hier langs die hospitaal, en daar is hierdie groot groen bome, en daar is hierdie wonderlike gras met groot tuine, en die mooiste blomme, en daar is oral bankies waar mense sit, en in hierdie parkie is daar baie kinders wat speel, en daar kom, die lente het nou begin aanbreek, en soos waar die seisoene kom, want hierdie twee manne was 'n meer as 'n jaar, hulle so reg oor mekaar gelê, het hy elke keer die seisoen beskryf. Dis nou herfs, die blare val af, dis nou lente, die bome maak nuwe knoppies, en hy het die wêreld daar buite vir hierdie man geskilder, wat niks kon sien nie, want beide van hulle was bedlend, en mag glad nie opgestaan het nie. So hierdie man met die mure om hom was afhanklik van die prentjie wat die ander man reg oorkant hom met hom gedeel het. So hy kon nie wag dat daai uur 'n dag wat die ou met die longkwaal regop kon kom om buite te kyk en die prentjie vir hom te skilder nie. En dan het hy sy oë toegemaak en hy het die prentjie in sy kop gesien. En eendag die man wat aan die longkwaal gelei het ernstig begin hoes en hy het gestik in sy eie slaim en hy kon nie die klokkie kry nie. Hy kon net nie, omdat hy paniek geslaan het, kon hy nie die klokkie kry nie, so hy kon nie iemand roep vir hulp nie. En die man wat oorkant hom lê, wat die laaste jaar van sy lewe elke dag vir 'n uur lank geskets het vir hom wat hy sien, besluit hy gaan nie die knoppie druk nie. Hy gaan nie hierdie vriend van hom help nie. En die man met die longkwaal sterf. En die volgende oggend toe die verpleegsters inkom, sien hulle dat hy dood is. En hulle dra sy liggaam uit. En die man wat nog nooit by die venster kon uitkyk nie, vra toe, mag ek asseblief hierdie vriend van my se bed kry? En ja, sê hulle, skuif hom oor na die vriend se bed. En hy is toe baie bly dat die vriend dood is, want nou, vir die eerste keer kan hy self buite kyk, en kan hy eerstehands sien, wat hierdie ou 'n jaar lank vir hom skilder. En toe hulle hom instoot, en hy draai sy kop, toe draai hy sy kop na
na die venster toe wat buite uitwys en raai wat sien hy? 'n spierwit muur. Daar was nooit 'n park nie. Daar was nooit kinders nie. Daar was nooit vroue wat in die somer hulle lenterokke begin aandra of aantrek het en in die park gestap het nie. Daar was nie gelukkige gesinne met kinders nie. Daar was nooit bome en blomme nie. Daar was 'n spierwit muur. Maar hierdie ou wat net 'n uur gehad het, kon verder sien. Jy sien, die Here begeer vandag dat jy sal sien dit wat God vir jou wil doen. Jy moet jou einddoel kan sien. Jy moet kan sien waarheen die Here met jou op pad is. Kan ek vanoggend vra, wie het 'n prentjie oor jou toekoms? Okay, kom ons vra liewer andersom. Wie het nie 'n prentjie nie? Okay, ook 'n hele paar ouens wat sê, ek het nie 'n prentjie nie, ek kan nie sien nie. Jy moet jou prentjie wat God vir jou begeer, kan sien. Of dit nou 'n gelukkige huwelik is, 'n gelukkige gesin is, 'n beter werk is, beter finansies. Jy moet die prentjie kan sien en jy moet die prentjie kan beskryf. Want dit wat jy sien, gaan vir jou so uitspeel. Dis hoekom Dawid sê, dit wat jy in jou hart bedink, dit is jy. So as jy donker verwag, gaan jy wat sien? Help my? Donker. As jy lig verwag, gaan jy? As jy guns verwag, gaan jy? Jy gaan guns beleef. Jy gaan die voorspoed van die Here beleef. Nou partykeer kyk ons na ander mense. En ons sê, wel ek wens ek het hulle huis gehad. Ek wens ek het sy werk gehad, sy finansies gehad, sy geld gehad. Maar min weet jy, dat dalk daardie persoon homself vasstaar in sy eie wit muur. Daar is dalk nie goedheid en guns in sy lewe nie, want die waarheid is, ons weet nie regtig wat in mekaar se lewens agter toe deure en mure gebeur nie. Partykeer kyk jy 'n gesin so of 'n individu, dan dink jy, "Ag, hierdie ou so gebless en geseën. Hy het niks moeilikheid nie." Tot jy met hom praat, dan ontdek jy waardeur hierdie ou gaan. Jy moet 'n prentjie van jou toekoms kan sien en jy moet dit glo en jy moet dit jaag en jy moet dit kan beskryf. As jy dit nie sien nie, gaan jy dit nie kry nie. Nou hoor wat sê Psalm 42 vers 6 en Dawid praat hier, hy sê, ek sê vir myself, moenie nou moedeloos word nie, vertrou net op God, ek gaan hom loof, al kry ek baie swaar, dit is hy wat my uit swaar kry uitred. Hy sê in die King James Version, oh my God, my soul is in despair within me, the burden more than I can bear. Hy sê in die Good News Translation, here in exile my heart is breaking, and so I turn my thoughts to him. En die Here wys my in hierdie week, baie van ons loop met 'n burden. Weet jy wat 'n burden? Dis iets wat so swaar voel, jy kan nie dit langer dra nie. Dis wanneer jou hart so swaar voel, jy is so bekommerd oor wat vir jou wag, of die onsekerheid, dat jy voel, hierdie burden trek jou af. Wie weet waarvan ek praat? Julle het nooit burdens nie, so ek kan al myne vir julle gee nie. Ons het almal ergens 'n burden, en daai burden trek jou af. Ek dink, die ou wat die meeste uitdagings in sy lewe beleef het, was Dawid. Ek kan nie aan 'n ou dink wat meer uitdagings beleef het nie. Kyk, alles het vir hom verkeerd gegaan en alles het vir hom ook reg gegaan. Maar daar's een ding wat Dawid konstant gedoen het. Hy het die Here vasgegryp en hom nooit gelos nie. Was daar oomblikke wat hy die Here bevraagteken het? Verseker ja. En nou vra hy die vraag, kan ons die Here vertrou? Dawid vra dit, kan ons die Here vertrou? En dan sê hy, ek sê vir myself. So, jy moet vanoggend die vinger na jouself wys en sê, ek sê vir myself, moenie moedeloos word nie.
Sê vir jouself, moenie moedeloos word nie. As niemand dit vir jou wil sê, sê jy dit vir jouself. Lyk my, Dawid het nie goeie vriende gehad nie. Vertrou net op die Here. So hy praat met homself. Hoe gereeld kyk jy in die spieël en sê vir jouself, you net, vertrou net die Here. Gaan terug na die basics toe. Moenie goed uit jou eie krag en vermoëns probeer doen nie. God het al die vermoëns en al die krag, hy het al die ability, hy het al die goud en die silwer en die geld in die wêreld om jou omstandighede in 'n oomblik te draai. So kyk vanmiddag in die spieël en sê, kyk vir myself. Stefan, kyk vir myself. Kyk my in die oë. Jy gaan okay wees. Moet nie langer die burden dra nie. Dis nie jou burden nie. Gee die burden vir die Here en hy gaan jou omstandighede verander. So Dawid het eintlik 4 goed gesê in die psalms. Hy het gesê, Here, op u goedheid vertrou ek. So wat sê hy daarmee? Hy sê, Here, u is 'n goeie God. Ek vertrou nie op my eie bekwaamheid en insig en kennis nie. Ek vertrou u, daarom vrees ek nie dit wat oor my kan kom nie. Daarom sê Dawid, al is my vyand aan my linker regterkant, voor my, agter my, ek sal nie vrees nie, want die Here my God is met my. En dan sê hy in die 4de plek, hy sê vertrou die woord van God, dat dit wat God in sy woord sê, die waarheid is. Nou, ek praat vanoggend met jou oor vertroue. Kan ons die Here vertrou? So dis bietjie back to basics vanoggend. Want jy sien, ons beleef uitdagende tye. En uitdagende tye vra die Here een eenvoudige ding van jou. Vertrou my. Net so eenvoudig, vertrou my. Ek kan en ek wil vir jou deurkom. So ek gaan bietjie vir jou tekste vanoggend skrif gee wat jou gaan bemoedig. Psalm 33 vers 4. Die Here verdien lof, want hy doen altyd wat hy sê. Kan ek 'n amen kry op dit? Hy doen altyd wat hy sê. Jy kan hom vertrou, want hy is betroubaar. Kan ek sien wie wat hier sit, kan sê jou man is betroubaar? Okay? Wat 'n manne kan sê, my vrou is betroubaar? Okay, slegte nuus vir julle. Ergens gaan hulle voete gly. Want ons, na die beste van ons vermoëns, probeer ons betroubaar, vertroubaar wees, maar ergens glip ons mekaar. Ons stel mekaar te leer, nie deur ontrouheid in die huwelik nie, ek praat nie daarvan nie. Hy doen net iets anders, of sy doen iets anders. Anders is 'n goeie tyd om amen te sê. Nee, en dan daai oomblik is ons nie baie te gelukkig met ons huweliksmaat nie, want ons almal is menslik en mense maak foute. Maar die Here sê, hy is die enigste een wat betroubaar is. Hy is die enigste een wat betroubaar is. Hy sê eintlik, vertrou op geen man of vrou nie, vertrou net die Here. Beteken nou nie, jy moet glad nie jou man en vrou vertrou. En natuurlik moet jy jou man en vrou vertrou, en jou kinders moet jou kan vertrou. Ek praat van 'n vertroue in 'n ander kategorie. 'n Vertroue wat jy weet net God vir jou kan bied. Daarom sê die woord, net God, Dawid sê dit is betroubaar. Jeremia 17 vers 5, ek laf hierdie gedeelte. Die Here sê, dit sal sleg gaan met iemand wat nie op my vertrou nie. So eenvoudig. As jy my vertrou, gaan dit met jou goed. As jy my nie vertrou nie, gaan dit verseker met jou sleg gaan. Maar op ander mense. So dit gaan sleg met iemand wat nie op my vertrou nie, maar op ander mense. So hy sê, moet nie jou vertroue op mense plaas nie, want mense gaan jou teleurstel. Ons het mos almal hierdie wonderlike prentjie van 'n huwelik. Tot ons getroud is en jy op honeymoon is en jy jou eerste fight het. Yes, julle is perfek. Julle doen so goed. Ek dink ons het ons eerste uitval op honeymoon gehad. Ek het sulke lang lê en te langs die see geloop en myself vreeslik jammer gekry. Dan loop Hannes al agter my aan. En dit gebeur. Ouens, ons is mense en mense maak foute. So net God is betroubaar. En omdat ons soms ons vertroue te veel op mense sit, dan kry ons seer. Maar die Here sê,
ek gaan jou nooit teleurstel nie. Ek is met jou in jou journey. Ek wil daarom net sê, ek is nie meer kwaad van asof hy vir my nie. Dis 27 jaar later, nou is steeds baie gelukkig getroud. Is nou 'n goeie tyd om amen te sê. Okay, mense is ook maar net vleis en bloed. Die een of ander tyd gaan hulle dood. So iemand is soos 'n bossie die droë veld. Die bossie staan in 'n droë deel van die woestyn, in dooierige grond. Dit is 'n gebied waar niemand regtig kan bly nie. Die toekoms lyk glad nie goed vir so 'n mens nie, maar dit sal goed gaan met mense wat my vir alles vertrou. So eenvoudig nie. Dit gee hulle moed vir die toekoms. Hulle is soos bome wat langs 'n rivier staan. Hulle wortels gaan ver af tot by die water. Sulke bome kry nie swaar as dit baie warm word nie. Hulle blare bly groen. Lang maande waarin dit baie droog is ook nie regtig 'n probleem nie. Hulle hou steeds aan vrugte dra. So dit maak nie saak wat in jou seisoen gebeur nie, of wie jou teleurstel of nie teleurstel nie. Die Here sê, glo in my, vertrou my, en dan sal jy aanhou vrugte dra. Nou, hoekom kan ons God vertrou? Hoekom kan ons Jesus vertrou? In die eerste plek, omdat hy sy seun vir ons gestuur het. So eenvoudig. Hy het gedoen wat hy beloof het. Hy het gesê, ek gaan iemand in jou plek stuur, en hy het dit gedoen. So God is betroubaar, Jesus is betroubaar. Ja, ons kan hom vertrou, omdat hy ons eerste lief gehad het. Onthou, jy het nie God eerste lief gehad nie, hy het jou eerste lief gehad. Hy het gekies om jou te maak, en ons beantwoord eintlik net sy liefde, want ons kan nooit lief hê soos God nie. Ons kan nie, ons het nie die vermoë nie, ons het nie die ability nie, maar God het dit, en ons het hom nie teruglief. Ek kan God vertrou, omdat hy nog nooit sy beloftes nie nagekom het nie. Alles wat hy beloof het in die Ou Testament, het hy in die Nuwe Testament kom doen. En hy's besig in jou journey. So dit waaroor jy bid, wat nog nie beantwoord is nie noodwendig vir oggend te nie. Die Here sê, ek is net besig met jou. Stap saam met my. Stap in geloof. En jy gaan my hand in jou lewe sien. Ons kan God vertrou, omdat sy woord sê, hy ons nooit sal los nie. Hy sal jou nooit los nie. Hy sê, al begewe die aarde onder jou. Al val alles in mekaar, jy kan die Here vertrou. En dan, ons kan God vertrou, omdat sy genade en grace met ons nooit ophou nie. Net as ons dink, ons het God nou te ver gestretch, dan skop sy genade in. God het ongelooflike genade vir jou. So as jou voet gegly het, en jy het iets in jou lewe gedoen, wat jy voel, ek het God so teleurgestel, bely dit, en gaan aan, want God het jou lankal vergewe. Dis seker een van die grootste hekkies waar ons as gelowiges moet kom. Dat ons aanvaar God se vergifnis, maar ons kan nie onsself vergewe nie. Ons gaan om dieselfde blok met die fout wat ons gemaak het, en ons kruisig onsself, terwyl Jesus na jou kyk en sê, ag my seun, ag my dogter, ek het jou lankal vergewe. Ek het jou lankal vrygespreek, kan ons asseblief net aanbeweeg. Kan ons vorentoe gaan, so glo dat God jou vrygemaak het. Okay, so die vraag is vir oggend dit, kan jy God vertrou? Okay, hoor wat sê Romeine 5 vers 3, want alhoewel ons God vertrou, beteken nie dit nie dat God altyd ja sê nie. Nou Romeine 5 vers 3, we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. So hy sê partykeer nee. Hy sê partykeer dit is nie nou die seisoen nie. Partykeer sê hy het nodig om hierdie pad te stap dat jy kan groei. Kyk na Petrus. Ek dink Petrus is my een van die beste voorbeelde in die Bybel. Sy naam was Simon en dit het later verander na Petrus toe. Hy was so sleg op 'n stadium, op so 'n slegte plek, dat Jesus sy naam moes verander het. Om iets nuuts op sy bladsy te sit. En sy hele lewe het verander. Maar as jy iets van Petrus kan sê, dan kan dit wees, dat
hy is die enigste ou wat op die water kon loop. Met sy foute en al. So dit sê vir jou dat God het grace vir dit wat jy in jou lewe verkeerd gedoen het. Want ten spyte van die feit dat Petrus Jesus verraai het en alles wat daarmee gepaard gegaan het, was Petrus die enigste ou wat op die water kon loop. So daar was iets besonders in die lewe van Petrus. So hy het bely dat Jesus die Christus is, hy het impulsief 'n soldaat se oor afgekap, hy was so selfversekerd en gesê, ek gaan Jesus nooit verraai nie, en wie is die eerste ou wat Jesus verraai het? Petrus, nee. Hy was onverskillig toe hy saam met Jesus moes bid, hy kon nie bid nie, hy was moeg, en toe ontken hy dat hy Jesus ken. Maar die belangrike skrif rondom Petrus is Markus 14 vers 72 wat sê, and he broke down and wept. And he broke down and wept. Die moment wanneer jy breek, die moment wat jy op jou knieë gaan en sê, ek het gefouteer, ek het verkeerd gedoen in die oë van die Here, het God jou onmiddellik vergewe. Onmiddellik. Hy vergewe nie 'n trappe van vergelyking nie. Ons doen goed daar, nee. Ek vergewe jou so bietjie, maak nog 'n bietjie kwaad. Môre voel ek 'n bietjie beter en so stap ons die pad van vergifnis waar God die vermoë het om jou in 'n oomblik vry te spreek en te sê ek hou dit nie teen jou nie. Hoekom het ek die storie vir jou vertel aan die begin? Ek vertel dit vir jou, want ek wil hê jy moet hoor, dat God het 'n storie vir ons elkeen se lewe. God het 'n storie. So daardie man wat oorkant gelê het, wat net mure om hom gehad het, was afhanklik van die storie van die ou wat oorkant hom gelê het. Ek en jy is afhanklik van die storie wat Jesus in ons hart plant. Sy wil vir ons lewe, maar partykeer is ons so gulsig om dit vir onsself alles nou te vat. Ek weet nie wie van julle ook ongeduldig is nie. Hannes sal sê my slegste eienskap in my lewe was ongeduld. As iemand my iets beloof het gister, dan wil ek dit vandag hê. Ek's net so 'n mens. Ek doen goed baie vinnig en Hannes is nie so nie. Hy's heeltemal anders. Ek sal 'n kar gaan koop en sê ek, nee wat, dis 'n Toyota, Toyota werk vir my. Ek sal nie eens verder kyk nie, maar Hannes is nie so nie. Hy vat 'n vergrootglas. En hy vat sy haan, dan vee hy hom so oor elke kant van die deur om seker te maak hy's nie gestamp nie. Hy lig die bonnet op, hy kyk in die kattebak, onder die sitplekke. Hy doen alles wat jy aan kan dink. Ek het lankal die kontrak geteken. Ons is anders, ons is verskillend. So hy het afgesmeer aan my en ek het afgesmeer aan hom. Laat toe dat Christus aan jou afsmeer. Laat toe dat dit wat God in jou lewe wil doen, aan jou afsmeer. So ons spot, ons sê, hy het my gehelp om rustiger te maak en ek het hom gehelp om spoed te kry. So ons kan tot nou self inkopies doen. In die verlede as ons gaan inkopies doen, dan vat ons 1 trolley. Ek is in ry 12 en Hannes is in ry 2. Want ek is lankal, dan haal ek die goed en gooi ek dit in die trolley, dan kom Hannes agterna gestoot. En toe maak ons nou 'n reël, ons sê nee, elkeen het sy eie trolley. My lys het 40, Hannes se lys het 3 swembad goed. Maar ons maak dieselfde tyd klaar. Ek hoop ek het nog 'n huis na vanoggend om terug te gaan. Maar die waarheid is, wat hy sê is reg, want hy kyk wat is in die bottel. Hy vergelyk die pryse. So hy kom met bietjie geld baie uit. Ek baie geld bietjie huis toe. En ons het dieselfde tyd gehad. So hy het beter presteer as ek. So nou is ek rustiger. Ek koop die tyd uit. As ons gaan inkopies doen. En die Here wil hê, koop die tyd uit. En laat toe dat Christus aan jou afsmeer. Laat toe dat vertroue aan jou afsmeer. Sien die prentjie wat God vir jou beplan het. Hierdie man, het die prentjie in sy eie hande gegryp. Hy het dit gegryp wat nie aan hom behoort het nie. So hy het toegelaat dat 'n goeie vriend sterf sonder om hom te help, want hy was gulsig. Hy het nie gewag vir die regte seisoen om geskuif te word nie. Dan sou hy gesien het daar was geen park nie. Daar was geen groen grasperk nie. Maar omdat hy gulsig was en nie
nie die seisoen deurgesien het nie, het hy alles verloor. Hy het sy beste vriend verloor. Hy het die ou verloor wat vir hom 'n prentjie geskets het, 'n beeld. Die enigste persoon wat lewe in sy hart kon bring, het hy doodgemaak. Hy het nie toegelaat dat hy gehelp word nie, want hy was gulsig. Moet nie gulsig raak op die vervulling van God se beloftes in jou lewe nie. Maak dit sin? Moenie gulsig raak nie. Sien die seisoen deur. Loop in die seisoen. En God sal vir jou gee wat hy beloof het, want God is betroubaar. Don't look too long at Peter's weaknesses. Focus on your own. Moet nie langer kyk na wat Petrus of ander verkeerd doen nie. En die soeklig is ook vanoggend in ons hart. Soos wat dit in daai man se hart was, wat die ander ou se bed begeer het. Hy het sy venster begeer. Hy het gedink die blomme aan die ander kant van die draad is helderder as aan hierdie kant van die draad. Hy het gedink, wel, as ek net daar kan kom. Hy was gulsig. Hy het begeer dit wat eintlik hom nie toekom nie. So ons het elkeen daai stuk of weakness in ons lewe. Wie 'n weakness kan ek sien? Ja, ons almal se voete gly. Ons almal maak foute. Maar die Here is so getrou, hy tel ons op. So die vraag is vandag, kan jy God vertrou? En jy kan sê, die volgende vraag is, kan God jou vertrou? Kan God jou vertrou? Kan God jou vertrou dat jy die seisoen sal deursien? Dat die prentjie wat vir jou geskilder is, al sien jy dit nie, dat jy dit sal sien op die regte tyd. Dat jy geloof sal hê dat God sy woord in jou lewe sal waarmaak en dat jy eventually daar gaan uitkom. Dat jy dit gaan bereik, want God is aan jou kant. So ek het vanoggend vir jou gewys uit die skrif uit dat hy sê hy is betrouenswaardig. Jy kan hom vertrou. Die vraag is, kan hy ons vertrou? Kan hy jou vertrou? Is jy betrouenswaardig? En dan die derde vraag, en dis die laaste vraag wat ek vir jou vanoggend wil vra is, kan jy ander vertrou? Is dit vir jou moeilik om mense te vertrou? Wel, ek moet vanoggend eerlik bely, dis vir my taaf. Is my al beter, maar dit was my baie taaf. My lewe lank het ek, die Here laat my stroedel soms die paaie van die lewe stap, en soveel mense het my al in my lewe teleurgestel, en wow, ek kan boeke skryf. Wie weet waarvan ek praat? Ja, julle is baie gelukkig, nie? Sê, julle het nie moeilikheid nie. Ons is almal al teleurgestel deur mense in ons lewe. En dan kom jy op 'n plek wat jy voel, maar ek kan nie meer vertrou nie. Ek kan nie meer hierdie persoon, man of vrou, wie ook al, vertrou nie. En die een dag die Here vir my sê, maar ek sit mense in jou lewe, dat jy hulle kan vertrou. Toe sê ek, maar Here, mense is so ontroubaar. Mens kan nie vertrou op mense nie. Die Here sê, jy's heeltemal reg, maar vertrou my wat in hulle woon. En dit het my hele siening oor mense verander. Vertrou my gees wat in hulle woon. Vertrou my goedheid wat in hulle woon. So as dit vir jou moeilik is om mense te vertrou, kyk na God se teenwoordigheid in hulle lewe. Sien God se lig raak. Kies daai lig en jy sal vertroue bou. Maak dit sin? So, julle is doodstil. Dit maak sin, want ek kyk na Gary, kan ek Gary vertrou? Ek ken Gary, maar ek ken hom nie naaste by so goed soos Henry het nie. Ek weet dalk 1% van Gary af, maar ek sien God se lig in Gary. Daarom vertrou ek God se lig in Gary. As daar donker in Gary is, gaan ek 'n pad met hom stap, dat die donker moet verander na lig toe, maar ek gaan God vertrou, dat God betroubaar is, en ek kan hom vertrou om die werk in Gary se lewe te doen, dat die lig in sy lewe sal seëvier. Ons moet leer om mense te vertrou. Hierdie pasiënt wat die longkwaal gehad het 'n beeld geskep wat nooit bestaan het nie. Maar sy hart was edel. Sy hart het gesê, ek gee vir jou hierdie
beeld, ek wil jou bou, ek wil jou oplig, en hy het lewe gespreek, hy het vertel wat hy sien, wat hy nie gesien het nie, en so wil die Here hê, dat ek en jy sal inspreek in mense se lewe, help mense om te sien in die tye wat hulle nie kan sien nie. Elke keer, as iemand vir my sê, Jonet, ek wil jou kom sien, of ek wil met jou praat, dan vra ek vir die Here, wat wil u vir daardie individu sê? Ek doen dit elke keer. Ek vat die woord, ek lees die woord. Here, wat wil u sê? En wat ook al God sê, deel ek. Hoekom doen ek dit? Want ek projekteer die lig. Ek wil die lig in die lamp aansteek, die vuur aansteek. Ek wil lig bring. En ek en jy kan net lig bring as ons God vertrou. Dat God se woord waar is en dat God ons kan vertrou met hierdie persoon wat hy in ons hand gegee het, en dan moet jy na die individu kyk en na daardie persoon kyk, nie deur jou eie oë nie, maar met God se oë, en skets die prentjie, deel die prentjie, en dis wat hierdie goeie vriend gedoen het. Hy het 'n prentjie gedeel, hy het geshare wat hy gesien het, en sy vriend het hom doodgemaak. Moenie God se prentjie oor jou toekoms doodmaak nie. Moenie God se droom oor jou lewe doodmaak nie. Kan ek vanoggend vra, wie het 'n woord van die Here oor jou lewe? Kom help my, hou jou hand vir 'n oomblik op. Ek wil net 'n stuk geloof sien vanoggend. Okay. God het gespreek oor jou lewe. Vertrou daardie woord, maar stap die pad saam met God. Moet dit nie op jou eie doen nie. Laat toe dat God die prentjie in jou lewe sit, waarheen jy op pad is. Ek bedoel, toe ons in hierdie gebou ingetrek het, die eerste keer toe ek hier inkom, het 'n klomp ouens my gesê, Jonet, jy's mal, want hierdie plek het verskriklik gelyk, dat stikkende spieëls oral in hierdie plek gewees, en toe ek die stikkende spieëls sien, toe sê die Here, dis die plek, haal al daai stikkende spieëls af, want daai stikkende spieëls het reflekteer gebrokenheid en bring lewe in hierdie plek. Jy moet 'n prentjie kan sien oor jou toekoms, wat jy nie op hierdie oomblik dalk visueel kan raak sien nie. As jy nie in die gees kan sien nie, gaan jy nooit vorentoe gaan nie. As jy nie volgende jaar kan sien nie, gaan hy vir jou baie uitdagend begin. Jy moet in geloof vir die Here vra, wat sê u oor my toekoms? Wat sê u oor 2021? Jy moet dit gaan neerskryf, en jy moet die Here vertrou vir dit, en jy moet dit daagliks in vervulling bid. En nie moeg raak nie. Hierdie ou het vir 'n jaar lank, elke dag, 'n storie geskets. Hy het elke dag vertel wat hy sien, want wat hy gesien het, was waarheid in sy oë, want God het dit in sy gees geopenbaar. So hy het die storie geshare, en daar was lewe, lewe, lewe. God wil vir jou storie wys oor jou lewe, maar God wil ook vir jou wys oor ander mense. Vertrou die Here, dat dit wat hy in jou hart sit, edel is en reg is, en dat God jou wil gebruik. Wat het hy gedoen, Petrus? Ek lees hierdie mooi aanhaling. Remorse say, I'm sorry. But repentance says, I am sorry enough to quit. Wat moet jy quit vandag? Jou ongeloof. Ongeloof is ons grootste vyand in ons lewe. Die oomblik wanneer ons God bevraagteken. Here, hoekom sien ek dit nie deurkom nie? Het vir my hierdie woord gegee. Het vir my dit, het vir my dat. Ek onthou my eie lewe, was daar tye wat ek net nie God se wil kon sien nie. Ek kon net nie my eindprentjie sien nie. Maar ek het vasgegryp wat op my bladsy was. En soos ek my journey in geloof gestap het, het God dit vir my tree vir tree vir tree gegee. Moenie quit nie. Moet nie net remorse hê nie. Moet nie net sê, Here, ek is jammer, en aanstap en aanbeweeg in jouself te ween nie. Maar quit jou ongeloof. Quit jou verlede.
Ek dink te veel van ons sit vas in ons verlede. Te veel van ons hang aan 'n draadjie, want ons leef in ons gisters. Ons leef in ons eergisters. As jy in jou gister en jou eergisters leef, gaan jy nooit vorentoe kan gaan nie. En ek wil vanoggend net in 'n oomblik praat met mense wat enkel is. Dalk het jy so seer gekry in jou lewe, dat jy sê, wel ek gaan nooit weer 'n man vertrou nie. Ek gaan nooit weer 'n vrou vertrou nie. Ek dink aan daai skrif wat Spreuke sê, hy sê, vertrou op geen vriend nie, want elke vriend is 'n rugsteker. 'n Vreeslike skrif. Hy sê, vertrou op geen vriend nie, want elke vriend is 'n rugsteker. Dan sê hy, vertrou net op my, want ek is die Here. Ek sal jou nooit tot skande bring nie. Ek sal jou nooit ooit teleurstel nie. Maar kies om te vertrou. Vertrou eers te God. Die belangrikste. Vertrou God dat hy jou sal beskerm. Vertrou God dat hy die regte lewensmaat op jou pad sal sit. Vertrou God dat hy Desember vir jou sal deurkom. Vertrou God vir 2021. Vertrou die Here vir 'n nuwe werk, meer geld. Ek sal julle almal sin vat, dis reg met my, nee. Ons wil beter afwees. Ons wil hê dit moet met ons goed gaan. Dit moet goed gaan met ons kinders, ons huwelike, ons besighede, ons gesinne. En as jy dit proklameer en jy roep dit, sal dit vir jou so wees. Want jy het dit met jou mond gespreek. Die Here sê, hou op terugkyk na dit wat jy verloor het. Kyk na dit wat jy gaan wen. Kyk na die winste in die toekoms wat vir jou wag. Kyk wat ek in jou lewe wil doen. Jy het nog niks daarvan gesmaak nie, sê die Here. Jy het nog niks daarvan gesien wat ek vir jou wil gee, wat ek begeer om in jou lewe te doen nie, want ek is betroubaar. Die Here sê, jy is nie betroubaar nie. Maar wanneer ek in jou instap, en jy my toelaat, raak jy betroubaar. Dan raak jy my, en ek raak soos jy, ons kleef mekaar aan, en jy en God word een, en daar's verhouding, en die beeld van die Vader word in jou lewe geskep, en jy gaan dit reflekteer na buite toe. Daai eenheid, daai verhouding. Kan ons vanoggend vir mekaar sê, alles begin en eindig in verhoudings. Verhouding met God, verhouding met ons maats, ons familie, ons vriendekring, ons mense by die kerk. Alles gaan oor verhouding. En wat het COVID van ons almal kom steel? Verhoudings. Verhoudings loop dood, mense kuier nie meer, hulle kom nie meer met mekaar nie. Baie mense is bang vir kerk, bly by die huise, maar hulle loop in die Spar en Pick n Pay rond. Daai ding verstaan ek nog nie baie lekker altyd nie. Maar ons het almal met hierdie stuk vrees in ons lewe. Daar's baie van ons gesteel. In die besonder rondom verhoudings. Mag die Here ons help dat ons verhoudings in 2021 sal herstel. Verhouding met God, vertroue in God, vertroue in ons vriendekring, ons werkskollegas, ons mense by die kerk, vertroue in die kerk. As jy dink hoe die kerk mense teleurgestel oor jare, moet nie daaraan vaskyk nie. Ek ervaar dit ek sê dit vir iemand vandag en jy moet mooi hoor. Baie mense sal sê die kerk het my seer gemaak. Mag ek jou reghelp? Die kerk het nie die vermoë om iemand seer te maak nie. Mense het. Dis 'n individu wat jou teleurgestel het. Dis 'n individu wat jou seer gemaak het, nie die kerk nie. Onderskei tussen die kerk en 'n individu. Nou het 'n vriend in die kerk my seer gemaak, nou quote ek die kerk. Hoe kan jy die kerk quote? Hoe kan jy wegstap van dit wat jou geestelike kos is elke dag van jou lewe? As iemand jou seer gemaak het, gaan terug, herstel daai verhoudings, vra vergifnis, gee vergifnis en beweeg aan. En jy gaan God in jou lewe sien. 2 Korintiërs 5 vers 17 en ek sluit af. Want as iemand aan Christus behoort, het hy 'n nuwe mens geword. 'n Nuwe mens. The Christian life is not just your responsibility, but your response to His ability. Lees dit gou saam met my hart. The Christian life is not just your responsibility, but your response to His ability. Ons het nie die vermoë nie. Ek en jy het nie die vermoë om te vergewe nie.
Ons vergewe vandag, môre voel ons weer dieselfde. Maar hy het die vermoë. En wanneer hy instap in jou lewe, verander alles. Kom ons sluit die oë. Vader, ons wil vanoggend bid vir almal wat hier is en by die huise is en na hierdie woord geluister het. Of wat nog in hierdie week na hierdie woord gaan luister. Here, ons kies vandag om U te vertrou. Want U woord, die Bybel is 'n boek van integriteit. Ons het alreeds so baie daaroor gepraat. Ons kan U woord vertrou, want U woord is betroubaar. Verseker. En ons wil bo-op daardie woord staan. Ons wil bo-op U woord slaap. Here, ons wil dit inneem in ons harte en in ons gees, wil ons dit inneem. En ons wil daarin groei, En ons bid vanoggend, Vader, dat U ons elkeen sal help om U te vertrou. Maar help ons ook om so te groei, dat U ons kan vertrou. En Vader, laat ons gisters en eergisters en die seer van die verlede kan vergeet en kan vergewe, omdat U in ons lewe is. Ons kyk nie langer terug na dit wat ons verloor het nie, maar ons kies vandag om vorentoe te beweeg. Ons kies die lig, ons kies U hand, U woord in ons lewe. Ons kies dit. Ons gebed is vanoggend dat U elkeen se gees nou sal arresteer en dat U ons gees sal beset met vertroue in U. Ja, Here, ons kies om U te vertrou. Al sien ons nie altyd die uitkoms nie. Al sien ons nie die eindstreep nie. Ons kies om U te vertrou, want U woord sê U is vertrouenswaardig. U is vertrouenswaardig. En dit wat U in U woord skryf, sal vir ons so wees. Dit sal vir ons so wees. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, Fani.